Louise, jy het nou vandag vir my gesê dat ons mans kyk verkeerd na 'n meisie. Jy het vir my gesê dat wanneer 'n vrou in 'n bikini is en sy het 'n mooi lyfie, dan weet ons nooit wat daai dame daar in die privaatheid doen om daai lyfie so mooi te kry nie. Is dit jou onderwerp vandag of wat is dit wat jy vandag vir my wil sê? Ek weet nie hoe om met so 'n bietjie die kat aan die stert beet. Eintlik wil ek vandag vir julle vertel wat julle nog kan doen om die darm leeg te maak en dit gaan oor strekke, asemhaling en massering. Dit is ons wat die meisie 'n mooi pensie gee. Wel, die pensie kom as hy rond Van en lekker rol en is. strekke, is dit nie? Seker, ja. My kind vertel vir my van rekke en strekke van die magie asseblief. OK, so ek gaan vir julle 'n video ook nog op 'n stadium plaas wat dan vir julle gaan verduidelik hoe om hierdie te doen, maar asemhaling, strekke en massering van jou buik doen iets wonderlik vir jou lyf. Meeste mense is so gejaagd dat hulle amper altyd in die veg of vlug funksie van hulle lyf is. En dis baie sleg vir vertering. Die vertering neem af en jy neem nie jou nutriënte op nie. Nou hierdie tegnieke help om jou terug te sit in die sogenaamde rest and digest. Die fase waar jou hart stadiger klop, jou asemhaling is rustiger en jou darmes absorbeer beter en beweeg die stoelgang deur die lyf. So die groot ding wat help daarmee is jou vagus senuwee. Nou dit is 'n lang senuwee wat van jou brein af hier deur jou lyf loop en hy's baie met jou darmes gekonnekteer. So die is die een wat jou rustiger gaan maak. So met die asemhaling voel jy kalmer en jou darmes begin ook dan saamtrek want daai veg of vlug is wat maak dat dit dan geïnhibeer word. Is dit met ander woorde 'n tipe van bewustelike ontspanning en 'n bewustelike mobilisering van jou lyf, van jou darmkanaal? Ja, Want kyk, ons het hier by ons limf het ons ook die darm 'n limfbeweging wat baie groot sukses by mense teweeggebring het nie. Die oomblik wanneer hulle kalmer word en wanneer daai darm gemasseer word en dan gebeur daar vir daai mense wonderlike dinge. Wat gebeur sielkundig dit sodat hy 'n stywe darm kry? Is dit die kortisol? Ja, dis beslis daai kortisol, die streshormoon het 'n manier juis oor die lyf dan moet probeer dink aan survival, aan om vorentoe te beweeg met wat die situasie is. So inflammasie is 'n groot ding wat maak dat jou darm sleg gaan en die streshormoon is juis die een wat jou inflammasie dryf. Hy sit hom nie af nie, jy's net heeldag in 'n stresbui. Wat sê jy met ander woorde vir ons? Want ek weet jy gaan vir ons nou 'n mooi videoetjie daaroor plaas. Wat sê jy met ander woorde vir ons wanneer 'n mens stres het en wanneer jy half in die vlugsindroom is of die oorlewingssindroom of hoe jy dit ook al wil sien? Wat is dit wat jy bewustelik daarna moet doen om jou liggaam te herstel of te reset soos die Engelsman sê en in jou geval om die kolon te herstel? So die idee is dat ons juis met die darmheropleiding ook hierdie deel doen. Dis half soos 'n meditasie op 'n manier want jy moet in daai oomblik dink aan jou asemhaling. Jou asemhalingsspiere is ook die wat baie betrokke is om te help om die stoelgang uit te werp. En dit gaan dan basies help dat jy meer rustig raak want jy doen dit op 'n roetine. Dit gaan elke liewe dag sê jy vir jou lyf, hier het ons 15 minute, kom ons ontspan, haal asem. En die beweging van die lyf, die beweging van die strekke, die spiere rondom jou darmes begin beweeg en dan stimuleer dit die gladde spiere wat dan help met peristalse. Jy wil eintlik vir my, want ek weet jou videoetjie kom hierdie ding afsluit deur vir my te sê dat wanneer jy 'n badkamerroetine het, en nommer 2, dat dit amper 'n sielkundige ervaring moet wees, 'n bewustelike sielkundige belewenis waarop jy fokus op jou gesondheid en fokus op jouself en fokus om te ontspan en fokus om van jou ongesonde elemente ontslae te raak. Wil jy dit so beskryf? Ja, ek sal sê dis amper soos 'n ritueel, net soos wat jy elke oggend die vroutjies voor die spieël staan, die gesiggie was, mooi roompies aansit want ons dink aan die toekoms. Gaan ek krekels kry? In hierdie geval gaan my lyf gesond wees. Dit gaan juist daaroor dat jy selfsugtig jou liggaam moet oppas en jou kolongesondheid en kolonheropleiding en kolon
Skoonmaak is met ander woorde een van daai kritiese faktore daagliks om te sorg dat jou hare, jou vel, jou naels, jou algemene gesondheid, jou brein optimaal funksioneer. Sal jy dit so kan beskryf? Ja, dis absoluut so. En wanneer mense nou by jou uitkom en hulle sal vir jou sê, Louise, help my met heropleiding, wat sê jy vir hulle? Ek sal vir hulle vertel weer eens van die vesel en die water wat hulle moet inneem. Ons weet die dieet is heel belangrikste in die darm se gesondheid, maar dan moet ons ook vir hulle leer dat jy moet lief wees vir jou kolon. Jy moet hom nie sien as net 'n afvalmasjien nie. Hy werk van bo tot onder vir jou. En as jy nie daaraan dink dat dit 'n belangrike komponent is van jou lyf nie, half 'n familielid wat jy moet aandag aan gee, dan gaan hy na 'n ruk afgeskeep voel en dit gaan in die lyf wys. Wat in jou kolon is in jou bloedstroom, en wat in jou bloedstroom is in jou brein, en wat in jou brein is, word jou gedagtegang, en jou gedagtegang definieer jou persepsie van die wêreld en jou persoonlikheid. Is dit nie so nie? Ja, dit is waar. Ek waardeer vir jou en dankie dat jy vir ons sulke wonderlike, interessante onderwerpe na die tafel toe bring. En ek hoop dat jy vir ons ook video's gaan bring, meer beskrywend oor hierdie onderwerp, oor dit wat ons nou hier gehanteer het. En ek waardeer jou insit, Louise. Baie dankie, is 'n plesier.